dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Yes. Groet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo. Ek wil vir julle baie welkom sê weer op ons program op Kruiskyk. Prys die Here Jesus Christus. Ek glo en vertrou dat u 'n wonderlike dag sover gehad en ons glo dat die Here gaan ons weer ontmoet deur die woord van die Here. Prys die Here Jesus Christus. Halleluja. As ons dadelik gaan na die woord van die Here in die boek van Daniël 9. Daniël 9. Ek wil praat vandag rondom die topik dat die tyd van jou gevangenskap is verby. Prys die Here Jesus. Die tyd van jou gevangenskap is verby. In die boek van Daniël 9 vers 1. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Kaldeërs. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot Jeremia die profeet gekom het met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierheid hou, vir die wat hom lief het, en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen, en goddeloos gehandel, en in opstand gekom, en van u gebooie en verordeninge afgewyk, en ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in die naam gespreek het tot ons konings, ons owerses en ons vaders, en tot die hele volk en die land nie. Kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Onveranderlike God en Hemelse Vader. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus. Here, kom nader ons die troon van genade. Vader, ons gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding, my God, Here, want tot hiertoe het u ons gedra. Here, tot hiertoe, my God, was u vir ons 'n skuld. Die woord van die Here sê dat as u vir ons is, wie sal kan teen ons wees? Wat sal ons skei van die liefde van God wat daar in ons Here Jesus Christus is? Vader, ek bid dat die woord van die Here, my koning, Here, iemand se hart sal aanraak wat hierdie opname sal luister om tot 'n besefing te kom, Here, dat die tyd van jou gevangenskap is verby. Vader, ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Here, nie my gedagte, my wil, my intensies, my koning, maar laat die woord van die Here sy doel bereik vandag in iemand se lewe. Ons vra dit in Jesus naam en ons kom sê vir die dankie. Amen. Prys die Here Jesus Christus. Geliefdes, die woord van die Here sê in die boek van Daniël 9. Die Bybel sê dat Daniël in die tyd, die skrif, hy begin so, hy sê dat in die eerste jaar van Darius, koning van die Meders en die Perse, dis nou in die tyd toe Daniël in gevangenskap was, sê Daniël, toe hy die boeke van die profete begin lees, het hy opgemerk in die boek, deur sy studies wat hy gedoen het, dat die jaar van die 70 jaar van hulle gevangenskap is verby. Nou Daniël het tot daai ondersteuning gekom deur die studie van die woord. Die 70 jaar van hulle gevangenskap is verby. En wat ek sien in die woord van die Here, baie spesifiek, die Bybel praat sometimes, 'n mens kan sekere events kan 'n mens sien deur die nommer 7. Eintlik deur elke nommer van 1 tot 9. Kan 'n mens van 1 tot 10 kan 'n mens sien sekere events. Maar die gevangenskap tyd van hulle was verby terwyl hulle nog in gevangenis was. En die Bybel sê dat Daniël het deur die studie van die woord, toe hy die profete begin studeer, het hy opgemerk dat die tyd van hulle gevangenskap is verby. Maar wat ek sien in die woord van die Here, wanneer dit kom by die nommer 7, die Bybel sê in die begin, ons kan dit sien in die boek van Genesis. Die woord van die Here sê, en die Here het sy werk gevoltooi op die 7de dag. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk. Maar op die 7de dag het God sy werk gevoltooi. So, oral waar 'n mens sien in die woord van die Here, wanneer die skrif praat van die nommer 7, ons sien daar die patroon van 777 of 7
of 77, dan praat dit van iets wat voltooi is. Ons kan dit sien in die woord van die Here. Die Bybel sê dat die profeet Elisa het van 'n Aman, die Syriër wat melaats was, 'n instruksie gegee. Gaan na die Jordaan en gaan spring 7 keer in die Jordaan. En dit was die einde van sy melaatsheid. So in ander woorde, die tyd van sy melaatsheid was verby na 7 keer se spring in die Jordaan. Ons kan dit sien in die woord van die Here. Die Bybel sê dat in die tyd van Noag, die woord van die Here sê, as jy kan spesifiek kyk na Noag se pa se ouderdom, sy pa se ouderdom was 777. Dit is 'n baie profetiese nommer. Dit praat van die rus wat die Here die aarde invat. En ons kyk dat die woord van die Here sê dat die Here vir Noag 'n opdrag gegee, en die Here sê vir Noag, bou vir my 'n ark. Nadat hy die ark gebou het, sê die Here vir hom, neem 7 pare van die reindiere, vat hulle in die ark in. Na daai instruksie sê die Here vir hom, na 7 dae gaan ek die reën laat kom. En die woord van die Here sê, en die reën was op die aarde vir 40 dae en 40 nagte. En die woord van die Here sê, en Noag het 'n kraai uitgestuur, die kraai het geen plek, rusplek vir sy voete gevind, het teruggekom. Maar die Bybel sê, hy het 'n duif uitgestuur. Die duif het teruggekom, die duif het 'n olyfblad in sy hand gehad, die duif het teruggekom. Maar die Bybel sê, en hy het weer 7 dae gewag, en hy het weer die duif uitgestuur. En die duif het die weer teruggekom. En die woord van die Here sê, en in die 601ste jaar, op die eerste dag van die jaar, wat beteken in die 700ste jaar, was die aarde droog. En Noag het uitgegaan. So in ander woorde, wanneer ons kyk rondom die nommer 7, dit praat spesifiek van wanneer iets complete is, wanneer iets voltooi is. Prys die Here Jesus Christus. Wanneer iets voltooi is. En ons sien in die woord van die Here, die Bybel sê dat deur die studie van die woord in die tyd van Daniel, toe Daniel begin studeer die boeke van die profete, spesifiek die boek van Jeremia, het Daniel opgemerk dat die 70 jaar van hulle gevangenskap, die 70 jaar van die pynhope van Jerusalem, was verby. En die woord van die Here sê, Daniel het die Here ge-engage in vasting, in gebed. Wat ek vir u vandag wil sê, dat die tyd van jou gevangenskap is verby. Die Israeliete se gevangenskap, die tyd van hulle gevangenskap was verby, maar hulle was nog steeds in gevangenskap. Ek wil vir iemand vandag sê, ewen dit miskien vir jou lyk, dat jy is vasgevang, ewen dit miskien vir jou lyk, dat jy is gebind, jy is in boeie. Jy sien, wanneer jy in gevangenskap is, wat beteken, jy kan nie doen wat jy wil doen nie, jy kan nie gaan wat jy wil gaan nie. Prys die Here, jou tyd is gebeperk, alles van jou is gebeperk, en dis die plek waar baie van ons in bevind, dat ons is gebeperk. Ons kan nie doen vir die Here wat ons wil doen nie. Ons kan nie doen vir ons kinders wat ons wil doen nie. Ons kan nie doen, prys die Here, wat ons wil doen nie. Ons kan nie gaan waar ons wil gaan nie, want because die tyd van ons gevangenskap is verby, maar die manifestasie van jou vryheid het nog nie plaasgevind nie. En dit is sometimes wat ons ding, en dis wat mense baie keer in 'n posisie sit, waar hulle voel dat nee man, die woord van die Here, die woord wat die profeet, of die woord wat die man van God, oor my liewe gesprek, die profetiese woord, dit gaan nie tot stand kom nie, want because my kondisie het nog nie verander nie. En vir hoeveel jaar terug het hierdie man van God gesê dat die Here gaan my oprig, die Here gaan my dit doen, of die Here gaan daai doen, maar die manifestasie van daardie profetiese woord het nog nie tot stand gekom het. Maar wat ek probeer vir u wil laat verstaan, as net omdat die man van God of die profeet vir u 'n profetiese woord gegee het, dat sê nie dit gaan net tot stand kom sonder jou engagement, sonder jou betrokkenheid nie. Want dis een ding wat ek weet, dat alles wat die Here in u lewe gaan doen en wil doen, het die Here u betrokkenheid nodig. En ons sien, prys die Here Jesus Christus, dat die moment toe Daniel tot die understanding kom dat die tyd van die Israeliete se gevangenskap is verby, het Daniel die Here ge-engage, het Daniel die responsibility op homself te vat, om op grond van God se woord na God toe te gaan. En dis een van die beste dinge wat 'n mens kan doen, is goed om te bid, maar jy moet gaan op grond van God se woord na God toe. Prys die Here Jesus, want die Bybel sê dat hy is wakker agter sy woord, om sy woord te volbring. Prys die Here Jesus Christus. Ek kan nie net gaan op grond van hoe ek voel nie,
Ek moet gaan op grond van die woord van die Here, wat die Here oor my lewe gespreek het. En die Bybel sê dat Daniel het die Here geengage. En dis my bemoediging vandag vir julle. U sit vandag, u is vasgevang, u is gebind. U voel u is gelimit. U voel u kan nie doen wat u wil doen. U kan nie gaan wat u wil doen. Ek weet nie wat 'n spesifieke area is jy, prys die Here Jesus Christus, gebind nie. Jy is gelimit nie. Jy voel daar is 'n blokkade. Ek weet, ek praat vandag met iemand wat voel, prys die Here Jesus Christus, never mind wat ek doen, dinge kan net nie regkom nie. Want because my, jy is nog steeds in gevangenskap. Even though die tyd van jou gevangenskap verby is, prys die Here Jesus Christus, ja, is daar 'n responsibility op jou om God te engage op grond van die profetiese woord. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig dat u het 'n responsibility. Ons het nou die aangepraat. En baie keer dan, en wat ons van praat is, wat ons van gepraat het, is baie keer dan waarsku die Here ons. Die Here wys ons miskien 'n ongeluk wat gaan gebeur, of die Here wys ons iets sleg. Die Here wys ons mos, veral deur drome, die Here waarsku ons. En dan vat ons daar responsibility op ons en ons bid teenoor daardie ding, want ons wil nie hierdie slegte ding moet oor my kom of my familie nie. Maar ons bid ernstig teen hierdie ding. En die Here blok hierdie ding. Die Here maak seker dat kom nie tot stand oor jou lewe nie. Maar wat ons baie keer nie doen nie, die moment wanneer die Here vir ons wys dat die tyd van ons gevangenskap is verby. Die Here wys die oorvloed wat die Here gaan bring in jou lewe. Die Here wys hoe die Here jou gaan promote. Die Here wys hoe die Here jou gaan oplig. Dan dink ons dit gaan van selfsprekend gebeur. Maar ek wil vandag vir iemand bemoedig en jou aanmoedig, net soos jy bid, wanneer die Here vir jou wys wat die duiwel probeer wil doen in jou lewe, en jy gaan ernstig in gebed en vasting, dis hoe ernstig jy die profetiese woord van die Here moet vat oor jou lewe. Prys die Here Jesus, waar die Here miskien vir jou deur 'n gesig of deur 'n droom of deur 'n woord of deur 'n man van God, whatever manier die Here dit vir jou gewys het, dis hoe ernstig jy daardie woord moet vat, en jy het 'n responsibility om God te engage op grond van sy woord, want net omdat, prys die Here Jesus Christus, die tyd van jou gevangenskap verby is, jy gaan met content, jy gaan met in vasting en gebed gaan, jy gaan met self afsonder. Ek het gesien in die woord van die Here, die Bybel sê dat net voor die Here die kinders van Israel, na die dood van Moses, net voor die Here die kinders van Israel deur die Jordaan gevat het, na Kanaan toe, die land wat die Here hulle gebeloof het, sê die Here vir Joshua, sê vir die kinders van Israel, heilig julle sonder julle af, want môre gaan ek groot dinge in julle midde doen. En dis 'n ding, prys die Here Jesus Christus, die Here het die plek voorberei, maar is ons voorberei? En dis sometimes dan dink ons dat is die duiwel. Ons blame sometimes die duiwel vir onnodige dinge. Net omdat ons in 'n sekere area 'n blokkade ervaar, dat sê nie, dit is die vyand wat jou blokkie. Sommige keer is dit omdat ons nie die responsibility op homself het om God te engage in vasting en gebed nie. Prys die Here Jesus, dit wat die Here jou gewys het, of dit wat die Here jou gesê het, deur 'n woord, of deur 'n droom, of deur 'n gesig, versekerlik wil vir u sê dat die woord van die Here is waar en betroubaar, en dit gaan tot stand kom, maar u het 'n responsibility om jouself af te sonder, want die plek wat God vir jou voorberei het, is vir voorbereide mense. Dit is nie die vyand nie, dit is omdat jy nog nie voorberei is vir daardie spesifieke plek wat die Here jou na toe wil vat. Ewen die Here Jesus het gesê dat ek gaan om vir julle plek te berei. Prys die Here Jesus Christus. Maar daardie plek is net vir mense wat voorberei is. En die vraag is, wat is jy voorberei vir dit wat die Here God in jou lewe gaan doen? As jy voorberei vir dit wat die Here deur jou wil doen, is jy voorberei vir die woord van die Here wat tot stand gaan kom oor jou lewe, is jy voorberei vir dit wat die Here jou gewys het, hoe God jou gaan gebruik, hoe die Here, ek weet, daar's iemand wat na my kyk, prys die Here Jesus, en jy kyk na my en die Here jou 'n gesig, 'n droom gegee, hoe die Here jou gaan oprig, en die Here gaan jou voor 'n groot crowd bring, jy gaan 'n man van wonders en tekens is, maar ek wil vandag vir jou vra, is jy voorberei, want God gaan jou nie kan gebruik as jy nie voorberei is nie. Elke belofte van die Here, die voorbereide plek is vir mense wat voorberei is. En dis sometimes die fout wat ons maak. Ons dink dit is die duiwel wat ons blok. Ons dink dit is die vyand wat ons blok. Maar dit is actually omdat ons nog nie voorberei is vir die plek waartoe die Here ons wil vat. En dis wat die Here wil doen, prys die Here Jesus Christus.
En dis sometimes wat ons nie doen nie. Ons berei ons nie voor vir dit wat die Here vir ons in store het nie. Die Here het alreeds, van because wij onthou die Here gaan jou nie sien nie. Die Here het jou alreeds gesien. Die Bybel sê in die boek van Efesië, hy sê dat, sê apostel Paulus, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Nie wat ons gaan sien nie, maar wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Die Here het jou alreeds geseën, maar jy het 'n verantwoordelikheid. Ek en u het 'n verantwoordelikheid om ons af te sonder, om ons voor te berei vir dit wat die Here besig is om te doen, of dit wat die Here al klaar gedoen het. Prys die Here Jesus, want die Bybel sê dat God het op die 7de dag sy werk gevoltooi, wat beteken daar's niks meer na daai wat die Here gaan doen nie. Nee, die Here het sy werk gevoltooi. Van die Bybel sê voor die grondlegging van die wêreld het God sy werk gevoltooi. Daar's niks wat die Here gaan doen nie. Die Here het alles klaar gedoen, maar u het 'n responsibility, u het 'n verantwoordelikheid om uself af te sonder, om uself voor te berei vir die plek waartoe die Here jou gaan vat. Prys die Here Jesus. En ek wil 'n gebed doen vir mense wat vandag sit in 'n plek waar hulle probeer alles tot die beste van hulle vermoë, maar hulle kan net nie vir hulle voorberei nie. Hulle kan net nie kom tot op daardie plek van vasting en gebed en afsondering. Daar's ewen sekere mense wat jou gaan men van afsonder. Daar is sekere vriende wat jou gaan jou van afsonder. Daar is sekere geselskappe wat jy nie meer kan tussenin sit nie. Daar is sekere dinge wat jy nie na gaan kan luister nie, want die plek waartoe jy jou vat, gaan jy moet clarity of mind, jy gaan moet soos die mense sê, jy moet ingetoon is. Jy moet ingetoon is. Jy gaan moet sensitief is vir die beweging van die Gees van God. En dis die plek waar die Here jou wil vat. Maar die Here wil jy moet afgesonder is. Die Here wil jou heilig. Die Here wil, die Here gaan groot dinge in jou midde doen. Maar die Here kan dit doen vir wanneer jy afgesonder is, vir wanneer jy voorberei is. En daarom wil ek vandag 'n gebed doen vir iemand, prys die Here, wat voel ek sukkel om te bid. Ek sukkel om te vas. Ek sukkel om my af te sonder. En ek glo deur hierdie gebed gaan die Here u aanraak. En die Here gaan u versterk. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons vir u dankie. Here, vir ons broer, vir ons suster, vir ons moeder, vir ons vader. Here, ek bid dat u hulle sal bekragtig met die krag van u sterkte. Here, om hulle self te kan afsonder, om hulle liggame te stel as 'n lewende, welgevallige offer aan God, heilig en aanvaarbaar, wat hulle redelike godsdienst is. Ek bid, Gees van die waarheid, beweeg nou in ons kykers se lewe, beweeg nou, my God, in ons luisteraars se lewe. Here, bekragtig hulle, my God, Here, vul hulle met 'n honger en 'n dors, Here, nie wat die wêreld aanbied nie, maar die lewende woord van die Here. Ons vra dit in Jesus naam, Here, en ons kom teen elke blokkasie, ons kom teen elke, my God, Here, weerstand wat gebied word, Here, om hulle weg te hou van die plek van afsondering. Ons bid in Jesus naam, Here, bekragtig ons nou met die krag van die sterkte, Here, om my Vader ons te kan afsonder, Here, sodat ons in die land in kan gaan, die land wat oorloop van melk en honing, wat u voorberei het. Ons vra dit in die naam van Jesus, en ons kom sê vir u dankie daarvoor. Amen. Die Here seën die geliefdes. As u 'n gebedsversoek het, daar's 'n WhatsApp nommertjie op die skerm. U kan daar die nommer WhatsApp en ons sal bid vir u versoek. Tot 'n volgende geleentheid. Die Here seën u. Mag die Here u seën, mag die Here u behoed, mag die Here u bewaar, mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en die vrede gee. Mag die Here sy aangesig oor u verhef en u genadig wees. Tot 'n volgende geleentheid. Die Here seën. Shalom. Het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.